Baie welkom by vandag se verhaal vir 3 Mei 2025 met die opskrif Ukulele is die weg. Mongolië, 'n land van nomadiese tradisies en uiterste klimaatstoestande, bied beide uitdagings en belonings vir sendingwerk. In die land se hoofstad, Ulaanbaatar, dien Danilo, 'n sendeling van Adventist Volunteer Service, reeds 2 jaar as 'n Engelse onderwyser en assistent kapelaan in Tisgal skool. Sy reis, gevorm deur 'n toewyding om God se leiding te volg, het hom van Mexiko na Saipan en nou na Mongolië geneem. Daardie tyd het ek besluit dit is belangrik om God werklik te laat lei en om in die middelpunt van sy wil te leef. Maar om hom te vertrou en hom te volg, het my hierheen na Mongolië gebring. Sendelinge staar dikwels uitdagings in die gesig, soos om nuwe tale aan te leer. By Tisgal skool het Danilo se uitdagings van godsdienstige beperkings in die gesig gestaar, wat beïnvloed het hoe hy met sy studente kon omgaan. Ons mag nie openlik saam met ons studente bid of die Bybel lees of oor God praat nie. Ons fokus regtig daarop om Bybelse waardes uit te leef en dit oor te dra deur karakterbou. Dit is regtig 'n seën om te sien dat God steeds werk, selfs wanneer daar beperkings is. Danilo kyk verder as net akademie en kweek 'n klaskameromgewing wat gekenmerk word deur deernis en spiritualiteit. Elke klas begin op 'n unieke manier wat liefde en verbondenheid onder die studente bevorder. Ek hou daarvan om elke dag my klaskamers te begin met ten minste 'n paar lofliedere. Hierdie jaar het ons vir hulle Peace Like a River geleer. Laas jaar was dit This Little Light of Mine. Hy is baie pret, sê een student. Hy is soos 'n vriend vir ons. Hy is ons motiveerder. Hy moedig ons aan om elke dag beter en groter te wees. Hy begin elke les deur te sing en ukulele te speel, wat maak dat elke student regtig by die les betrokke raak en dit beter verstaan. Hier kan temperature tot -40°C daal en taalversperrings bemoeilik kommunikasie. Tog omhels Danilo en sy familie hierdie uitdagings en bou betekenisvolle verhoudings terwyl hulle God se liefde demonstreer. Ons het regtig besluit. Goed, ons gaan God so goed as moontlik verteenwoordig deur ons optrede. Jy weet nie altyd wat die resultaat gaan wees nie, maar om te sien dat hulle verstaan dat God se liefde deur ons werk en dat hulle dit in ons kan sien, dit is werklik 'n getuienis. Dade spreek harder as woorde in hierdie soort omgewing. Danilo bevorder transformasie in sy bedienings as 'n AVS-onderwyser, wat beide uitdagend en verrykend was. Hy nooi ander uit om hierdie verrykende ervaring as 'n AVS-werker, dit is Adventist Volunteer Services, aan te gryp. Om 'n AVS te wees, sal jou lewe verander. Wanneer ons gemaksone verlaat en kies om God se leiding te vertrou en om toe te laat om 'n plek vir ons te kies deur die AVS, sal jy 'n lewensveranderende ervaring hê en jy sal God op 'n dieper vlak leer ken. Jy sal jouself deur God se oë leer ken en betekenisvolle verhoudings kan bou. Dit is werklik 'n seën. Vir die wat belangstel om te dien maar onseker voel, het Danilo 'n paar bemoedigende woorde. Ek sal sê, bid daaroor. Bring dit na die Here en sê, God, waar U ook al lei, sal ek volg. Ek wil net in die middelpunt van U wil leef. Dit sal die beste besluit wees wat jy ooit geneem het. Jy sal so 'n vrede en vreugde hê. In enige uitdagende omgewing kan jy dit doen, omdat jy weet, jy is in sy hande. Hierdie familie het ons gebede nodig. Bid asseblief dat my familie en ek God so goed as moontlik kan verteenwoordig. Ons uiteindelike doel is om ander na Christus te lei. Dit is die belangrikste ding. As jy meer wil leer oor diensgeleenthede, besoek vividfaith.com. Dankie dat jy die sendingwerk van die 7de Dag Adventiste Kerk ondersteun. Liefde en groete van my, Marlena Nel namens SSL. En onthou, jy is ook 'n sendeling.